Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom aan almal hier vanmôre. En het is nog heerlik warm. Ek hoor die koue kom volgende naweek blykbaar. So ons sal dit beleef. Ons wil onder lief en leed steeds al die senior lidmate aan die Here opdra. Veral ook hulle wat al verswak is, die verswakte bejaardes. En ook almal wat dan swaar kry. Ons doen ook steeds voorbereiding vir Suster Rita Stuyger wat in die hospitaal is. Broeder Anton is hier vanmôre. Waar sit jy, Anton? Daar agter, maar dit gaan blykbaar beter met haar. Ons is baie dankbaar daaroor. Dra ook ons liefde en groete van die gemeente oor aan haar as jy met haar praat asseblief, Anton. En dan is ons ook bly vanmôre Elmarie of Ella is hier. Van Abraham is nou nie hier nie, hy het nou nog baie seer. Ons is dankbaar dat dit so geloop dat julle al by die huis is, en dra ook ons liefde aan hom op asseblief, en ons doen vir julle voorbidding, Ella. En dan, dis ook met hartseer dat ons verneem het van die afsterwe van broeder Benny Oukamp van Steynsburgse gemeente. Hy was maar die steunpilaar ook daar in Steynsburg. Hy was ook 90 jaar oud al gewees. Ons bid ook vir sy vrou en sy familie. Ons dra hulle ook aan die Here se vertroosting op. En dan is daar ook vreugdes, hartlike geluk aan die lidmate wat hierdie komende week verjaar. Die 29ste is Suster Letty Venter. Hier sit Tannie Letty hier voor. Baie geluk vir jou, Tannie Letty. En Marlene Du Plessis, is hulle hier vanmôre. Ek sien hulle nie. Baie geluk ook vir Marlene met haar verjaarsdag. Dan ook afkondigings. Die diens van barmhartigheid onder die erediens. Gaan die diakens insamel vir die wat swaar kry. En dan by die deurkollekte is dit vir die teologiese studentekas. En dan volgende Sondag gaan dit weer vir die emeritaatsversorging. Dit is 'n baie belangrike kollekte ook daardie. En ons wil ook sê broeder Dominee Jan Malan gaan volgende Sondag vir ons die erediens waarneem. En Wieke het vrywillig ingestem dat Helena ook vir ons die orgel kan speel, ons met die sang begelei. So volgende Sondag is Dominee Jan Malan hier. Hy en Helena kom ook help met die vleiswerk hier die komende week. Die diakens vra weer ons gemeente se hulp met die insameling van nie bederfbare voedsel vir die ouerhuis. In Mei samel hulle kookolie en suiker in. En dan die kermis, hierdie week is dit kermisweek. Jy moet dit tog nie vergeet nie asseblief. En enigeen wat kan sien om met die vleiswerk te kom help die week, se hulp sal waardeer word. Al is dit net om sakkies oop of toe te maak, verversingsreël as jy nie self kan help nie. En ook sommer vir die lekker saamwerk, die koinonia. So die wat kan kom help asseblief. En as jy nie kan kom help nie, kom wys jou gesig. Ons sal bly wees. Maar dan spesifiek almal wat vleiswerk, moet asseblief hulle eie houtplankie saambring om op die vleis te sny, neem ek aan, te verwerk. Ons begin môre so van 9:00 se kant af. Is dit die regte afkondiging? En dan die marktafel en puddings kan altyd doen met meer bydraes. So indien jy kans sien vir ekstra bak en brou, sal dit ook baie waardeer word. So Gert, ek weet jy maak graag puddings, jy kan so 2-3 ekstra maak asseblief. En dan begin die kermis eerskomende Vrydagoggend om 10:00. En dan wil ons ook vir IC terug verwelkom. Waar's IC? Daar agter, hy en Lucy was in George gewees vir behandeling wat sy gekry het.
En die dokter het gesê vir die volgende 3 weke gaan sy bietjie slegter voel en dan weer beter. So sy is nie vanmôre hier nie, maar IC sê vra ook ons liefde, ons doen ook voorbidding vir julle in hierdie tyd. En dan is dit ook vir my 'n groot voorreg om besoekers te verwelkom. As jy enige ander besoekers as wat ek ken, nie vanmôre nie. Broeder Gerrit Kamper en Suster Tilly was vir 20 jaar my en Rika se ouderling daar in Centurion, wat hy ons bedien het met baie liefde en hulle spesiaal die naweek vir ons kom kuier. Baie welkom Gerrit en Tilly. Ons is dankbaar om julle ook hier te ontvang en dra ook ons gemeente hier se liefde oor aan Centurion en die versekering dat ons ook vir hulle voorbidding doen daar in die stad. Dankie vir julle kuier, ons waardeer dit. Is dit al die afkondigings oor die kermis ook, wil jy? Is dit genoeg? Nee, so. Vanmôre is dit dan nou ook die nabetragting na die viering van verlede week se nagmaal, maar ons wil ook bietjie stil staan. Verlede week was Pinkstersondag, die uitstorting van die Heilige Gees, en ek het dit goed gedink dat ons vanmôre oor die Heilige Gees ook die woord bring, uit Handelinge 4 veral, om vervul te word met die Heilige Gees, ook in nabaat van nadenke aan die Pinkster, maar ons sal dan ook die Here dank vir die viering van die nagmaal. Kom ons word stil voor die Here en ons verklaar openlik in wie se naam ons hier by mekaar is. Die wat op die Here vertrou is so Sionsberg wat nie wankel nie, wat altyd vas bly staan. En soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. En daarom slaan ons oë ook op na die berge. En waar sal daar vir ons hulp vandaan kom? En ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Maar die Here groet ons ook met sy groetseën. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof die Here, ons prys die Here, ons sing tot eer van sy naam, en ons sing saam uit skrifbruiming 1:2, prys hom die hemelvors op sy verhewe troon. Skrifbruiming 1:2, ons sing al 3 die verse. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon, loof hom aan wie die hemelkoor hulde steeds betoon, aan hom die Skepper Heer, kom toe die eer en mag, sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Loof hom die Lam van God, want hy is vir ons geslag. Hy het ons met sy bloed gekoop, besing sy reddingsmag, uit elke stam en taal
koninkryk sy priesterdom, het hy ons gemaak. Loof, eer en eerlikheid, die wysheid en die krag, behoort aan op die troon en aan die Lam geslag, tot in die ewigheid sal ons die lied laat hoor, die hele skepping oral oor roep amen en koor. Nadat saam ons geloof bely het, gaan ons sing uit Skrifbryming 12:3. Die kerkraad het ook goedgekeur dat ons 2 verse byvoeg. Die een is deur wyle Dominee Skutte Venter ook gedig, die 3de vers, en die 4de vers is dan ook wat ons goedgekeur het. So dit is dan 'n eintlike volle die hele belydenisskrif wat ons dan gaan antwoord, Skrifbryming 12:3, vers 1, 2, 3 en 4. Kom ons bely almal saam in ons harte ons ontwyfelbare Christelike geloof en elkeen bely opreg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en in 'n ewige lewe. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Eerlik bely ons, vryheid getuig ons, vir ewig God en Heer. Onbegryplik, U is onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot. Almagtig, wys en regverdig, die bron van alle goed. Jesus Verlosser, Seun van ons Vader,
naam is enig, U leef vir ewig. Gesterf, o Heer, vir my. Ons Heer, U Vader, U is vol liefde. Ons Heer, Jesus, ons land Heer. Here, Heilige Gees, U maak ons lewe nuut, Drie-enige God aan U, ons Heer. Ons gaan na die wet van die Here luister, soos ons dit opgeteken vind in Eksodus 20, en daarna gaan ons die Here antwoord daarop deur te sing uit Lied 241, die tweede vers: U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, U sien my hart se wonde, sien my ly oor al my sonde. Christus, laat my voor U staan, deur sy bloed neem U my aan. Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie.
U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, U sien my hart se wonde, sien my ly oor al my sonde. Christus, laat my voor U staan, deur sy bloed neem U my aan. Ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Barmhartige, regverdige God en hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg om weer vanmôre as gemeente bymekaar te kan kom. Ons dank U vir die geloof wat U aan ons gegee het en wat ons uit genade uit U Vaderhand ontvang het. En ons dank U dat ons vas en seker weet en kan bely dat U die almagtige, alomteenwoordigende, alsiende, alwyse, ewige God en Vader is. 'n drie-enige God, een wese en drie persone. Ons dank U dat ons kan bely dat U ons skepper, verlosser, saligmaker en trooster is. En daarom hou ons nie op om U te dank nie. Ons wil nie ophou om te bid nie, want ons wil nie ophou om te bely dat U ons deur die Heilige Gees verlig en versterk, sodat ons gees vervuld elke dag kan lewe nie. En soos die apostel Paulus ook gebid het, bid ons dat U ons geestesoë so sal verhelder, dat ons altyd sal weet watter hoop ons roeping inhou, watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat U vir ons as gelowiges bestem het. Maar ook hoe geweldig groot U krag is, wat U uitoefen in ons wat glo. Ja, hierdie krag is so groot. Die werking van U krag wat U uitoefen, dieselfde as toe U Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan die regterhand laat sit het. Ja, so bly ons ook dat Christus hoog bo elke mag en gesag, elke krag, elke heerskappy is, wat daar ook sprake van mag wees. En tog is Jesus Christus die hoof van die kerk. U het alles aan hom onderwerp en hom bo alles verhef. En ons is sy kerk, sy liggaam. Maar nie net hier in Burgersdorp, ook in die gemeente nie, maar in ons hele dorp. Almal wat U bely. So ook, Here, in ons land, oor die wêreld heen. En ons dank U dat ons saam met ons broers en susters wat ons nie eers ken nie, U naam kan groot maak, bely in 'n erediens. Open dan ons harte en verstand vanmôre opnuut, om weer eens
U te loof en te prys. Open ons gemoedere om vervul te word met die Heilige Gees. Ja, gee ons vrymoedigheid, dat ons U saam mag dien, een van hart en een van siel, een van gees, ook in hierdie gemeente en saam met U kerk oor die hele aarde. En gee dat hier nie ook net nog 'n erediens, weer 'n erediens sal wees nie, maar dat dit elke keer vir ons 'n wonderlike voorreg is om saam te mag aanbid, om saam ons sondes te kan bely voor U. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser en Zaligmaker. Amen. Ons skriflesing, broers en susters, kom uit 3 gedeeltes vanmôre. Daarna gaan ons saam sing met die oog op die prediking uit Skrifruiming 8:1 vers 2. Die eerste gedeelte is Handelinge 2. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 13 handel oor die uitstorting van die Heilige Gees. Dis nadat Jesus Christus opgevaar na die hemel het, hy gesê, hulle moet gaan wag in die bokkamer, en daar is die Heilige Gees uitgestort. Ons lees vers 1 tot 4 van Handelinge 2, en ek wil u tog maar aanmoedig om u Bybels saam te bring. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. En hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. En dan vers 4, almal is met die Heilige Gees vervul, en het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. En daardie tale was dan bekende tale in die tyd van die uitstorting. Ons lees dit daar van vers 10 af, van vers 8 af, ongeveer 15 tale, wat elkeen in sy eie taal gehoor het, toe die Heilige Gees uitgestort is. Dan uit Handelinge 4 gaan ons saam lees, dit is ons eintlike skrifgedeelte, vers 23 tot 31, veral vers 31, nadat hulle gebid het die plek waar hulle by mekaar was geskud, en hulle is almal met die Heilige Gees vervul, en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Ons lees van vers 23 af, die gebed van die gelowiges. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is, gemaak het. En U deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar, gesê, waarom het heidenasies te kere gegaan en het volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidenasies en die volk Israel saamgespan teen U heilige dienaar Jesus wat deur U gesalf is, en het alles gedoen wat U vooraf beskik en besluit het.
En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar Jesus. En dan deel van ons teksverse, vers 31, nadat hulle gebid het die plek waar hulle bymekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. En dan lees ons ook uit Romeine 5, net die eerste 5 verse, en die klemtoon gaan op vers 5 wees. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Dit is regverdig verklaar. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. Volharding, egtheid van geloof. Egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Kom ons sing dan met die oog op die prediking uit Skrifbreiming 8, die tweede vers, Skrifbreiming 8 vers 2, 8-1, ek nou net seker maak, vers 2, ek gee my Heilige Gees aan julle wat die krag verleen en trou om te wandel in my weë en my wet te onderhou. Skrifbreiming 8:1, die tweede vers. Gee my Heilige Gees aan julle, wat die krag verleen en trou, om te wandel in my weë en my wette onderhou, en jul sal die land van Sion deur my seën weer verkry, waar God sal wees vir julle, julle volk sal wees vir my. Ek gaan voordat ons met die prediking begin, ook net vir ons die belydenisskrifte lees, waar dit spesifiek handel oor die Heilige Gees. Want dit is wat ons elke dag ook bely as gereformeerdes. Elke sondagoggend uit die 12 artikels, ek glo in die Heilige Gees. Nie aan die Heilige Gees, in die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is in ons en ons in hom. Die geloofsbelijdenis van Nicea, ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Dan die geloofsbelijdenis van Athanasius gaan ek nou nie lees nie, dit is 445 artikels en bykans elke artikel handel oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat dit een wese is en 3 persone. Ek gaan vir ons net artikel 3 tot 6 lees. Die algemene geloof is,
Ons moet die een en God in die drieheid, ons moet die eenheid van God in die drieheid en die drieheid in die eenheid eer, sonder om die persone, Vader, Seun en Heilige Gees, te vermeng of die wese te deel. Want die persoon van die Vader is 'n ander, en die Seun is 'n ander, en die van die Heilige Gees is 'n ander. Tog is die Vader, die Seun en die Heilige Gees een Godheid, gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid. Dis 'n pragtige belydenis wat ons nie altyd in woorde kan verduidelik nie, maar wat ons bely. Ook uit die Dordtse leerreëls gaan ek nie lees nie, hoofstuk 2 paragraaf 4, hoofstuk 2 paragraaf 8, 3 paragraaf 11 en hoofstuk 4 paragraaf 11 handel ons ook oor die Heilige Gees in die Dordtse leerreëls. En dan in die NGB artikel 11 oor die Godheid van die Heilige Gees, ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan, dat hy nie gemaak of geskep of gebore is nie, maar van albei slegs uitgaan, dat hy in orde die derde persoon van die drie eenheid is, dat hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid is, die Vader en die Seun is, en dat hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer. En dan die meer bekende uit Sondag 20, vraag en antwoord 53 van die Heidelbergse Katekismus. Daar vra ons, wat glo jy van die Heilige Gees? Dan bely ons ten eerste, is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede, is hy ook aan my gegee, my is elkeen persoonlik wat 'n Christen is, sodat hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, my troos en ewig by my sal bly. Dis wat ons ook bely van die Heilige Gees. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, verlede Sondag het ons nagmaal gevier, maar dit was eintlik ook Pinkstersondag. Dan word die 50ste dag waarop die Heilige Gees uitgestort is. Maar kom ons vra vir elkeen van ons vanmôre, elkeen van u, van die oudste tot die jongste, hulle wat nou al kan verstaan. Is jy met die Heilige Gees vervul? Is dit dalk 'n moeilike vraag vir 'n gereformeerde, vir 'n dopper? Is jy met die Heilige Gees vervul? Dit behoort nie te wees nie. Want ons het gelees in ons skrifgedeelte, nadat Petrus en Johannes saam met die gelowiges gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was geskud. En hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Nou, broers en susters, om met die Heilige Gees vervul te word, vervul te wees, is 'n baie groot genade. Is 'n baie groot voorreg. Maar dit bring ook 'n baie groot verantwoordelikheid mee. So die kerngedagte vanmôre by die prediking, 'n gebed van die gelowiges om vervulling van die Heilige Gees. En ons gaan vanmôre na 3 sake kyk. Hoekom moet ons met die Heilige Gees vervul word?
Hoe word ons met die Heilige Gees vervul? En wat is die doel om vervul te wees met die Heilige Gees? Nou, ek wil eers net sê, voor ons begin met, hoekom moet ons met die Heilige Gees vervul word? 'n Mens kan wonder, is ek met die Gees vervul? Is ek nou soos Petrus en Johannes? Is ek soos hulle wat in die bokamer was, toe die Heilige Gees uitgestort is? Het ek die Heilige Gees in my? Nou, broers, susters, en veral julle wat reeds belydenis van geloof afgelê het, niemand kan sê, Here, Here, niemand kan sê, ek glo in God, as die Heilige Gees dit nie in jou werk nie. As hy dit nie in jou hart plaas, om te sê, ek glo nie. So om vanmôre, as gemeente saam die geloofsbelydenis te kon doen, is om met die Gees vervul te wees. Maar nou is die probleem, was dit nou 'n einddoel? Met ander woorde, ek is vervul met die Gees, ek het belydenis afgelê, en nou is ek klaar, nou kan ek maar net lewe. Nee. Kom ons begin. Hoekom, punt 1, moet ons met die Heilige Gees vervul word? Ons lewe in 'n baie uitdagende tyd. 'n Uitdagende tyd hier in Burgersdorp. 'n Uitdagende tyd in Suid-Afrika en die wêreld. Uitdagend, want dis al moeiliker om 'n Christen te wees. Ons praat vanmôre weer oor kinders, sport, die skole. Toe ons wat ouer is op skool was daar nie 'n saak oor nie. Sondag is daar nie sport nie. Sondag was oop. Sondag kan jy saam met die gemeente kerk toe gaan. Vandag se tyd is daar sport op Sondag. Kompetisies, ekstra klasse. Ons het nie nodig gehad om daaroor te dink of te kies nie. Maar wat moet ons vandag doen? Wat moet julle as ouers doen, as grootouers met julle kinders? Dis uitdagende tye. Hoe verander alles in ons land nie daagliks nie? Nie net in die skole nie, ook in die kerk, ook in die land, in die politiek, ook in die geloof. Hierdie week is dit weer verkiesingstyd. Wat gaan gebeur? Dis 'n vraag. Gaan ek stem? Ja, ons moet gaan, dis ons plig. Wat gaan ek stem? Is nie my taak om dit van die preekstoel af te sê nie. Maar jy het 'n verantwoordelikheid voor die Here. Waar moet jy stem? Ons lewe in snaakse tye, stormagtige tye, turbulente tye, waar die norm nie meer is God in die eerste plek, die woord, die huisgesin as gelowige huisgesin, die kerk wat 'n sentrale plek inneem nie. Maar ons lewe in 'n tyd waar dit baie gaan om, ook vir Christene, om die mens. Ek moet werk. Die werk is eerste, want wie nie werk nie, sal nie eet nie. Ons moet vooruit gaan. In die skool moet jy presteer. Jy moet op sportgebied presteer. Die ordelike, Christelike lewenswyse en norme het as 'n ware verdwyn,
verander. Die kerk, as ons praat van die kerk as instituut, kry al swaarder, word al kleiner. En die vraag is nou vir elkeen van ons, hoe kan ek of ons dit regkry om steeds as kind van God, geesvervuld, God eerstes te stel in my lewe, in my huisgesin, in my werk, by die skool, waar ek op die aarde ook al lewe. Nou, waaroor gaan ons skrifgedeelte in Handelinge 4? Ons het gelees van die gebed van die gelowiges. Maar as u die Bybels oopmaak, dan sal u sien, by Handelinge 4 vers 1, is Petrus en Johannes voor die Joodse raad gebring. Trouwens, hulle is gevange geneem. Ons lees in vers 1, Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerders van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Want die priesters en die ander was onhuts, omdat die priesters, die apostels, die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Moenie dink hulle het dit sommer gemaklik gehad nie. Hoor wat gebeur met hulle in vers 3. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword. En die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. So Petrus en Johannes is gevange geneem, in die tronk gegooi, omdat hulle gekies het om die evangelie uit te dra, die waarheid, om Jesus Christus te verkondig, sy opstanding uit die dood. So moenie dink dit was maklik om 'n Christen te wees nie. Miskien is dit ons probleem gewees, dat ons het vir 'n lang tyd hier in Suid-Afrika gemaklik gelewe. Die regering het vir ons besluit, wat mag jy lees, wat mag jy kyk, wat mag jy dink? Hulle het besluit, Sondag mag ons kerk toe gaan. Hulle het vir ons gegee Hemelvaartsdag, Pinksterdag, dit was vakansiedag. En ons het dit gebruik om te gaan vakansie hou, is 'n lang naweek. Wat het Petrus en Johannes gedoen? Hulle het die evangelie uitgedra. Hulle is gevange geneem. Hulle het nie gekies vir die gemaklike nie. Ons lees daar, hulle is ondervra. Maar, broers en susters, Handelinge 4 vers 8. Toe het Petrus, of eers vers 7, hulle die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra, dis nou in 'n hof, deur watter krag, en in wie se naam het hulle dit gedoen? Met ander woorde, Petrus en Johannes, hoekom kon hulle dit doen? Hoekom kon hulle opstaan? Vers 8, toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan, die man wat hulle gesond gemaak het. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hoor weer vers 8. Toe het Petrus
vol van die Heilige Gees vir hulle gesê. En dis in 'n groot mate waaroor die prediking gaan. Hulle was vol van die Heilige Gees toe hulle opgetree het. Nadat hulle vrygelaat is, het hulle nie weggehardloop nie. Hulle het nie opstandig geword nie. Hulle het nie gesê, ag nee, ons kan nie vir Christus getuig nie, ons is gevange geneem nie. Alhoewel hulle onregverdiglik in die gevangenis was, het hulle nie vergelding gesoek nie. Wat doen hulle? Hulle gaan na hulle medegelowiges toe en bid. Hulle is kerk. Hulle kom by mekaar. Want hulle was reeds vervul met die Heilige Gees. En wat lees ons hier in ons skrifgedeelte vers 31? Hulle bid saam en terwyl hulle saam bid, word hulle opnuut vervul met die Heilige Gees. Onthou die vraag aan die begin, is jy vervul met die Heilige Gees? Het jy die Heilige Gees in jou hart? Of is dit net 'n belydenis Sondag vir kerk? Of is jy vol van die Heilige Gees? Nou die naam Heilige Gees word 45 keer net in die boek Handelinge gebruik. Die naam Heilige Gees kom 103 keer in die Nuwe Testament voor. Nou in die boek Handelinge openbaar God aan ons hoe ons oor die Heilige Gees moet dink en dat ons voortdurend moet bid om met die Heilige Gees vervul te word. Want dis die krag, dis waar ek my krag kry om te getuig. Of hulle my gevange gaan neem, en of ek moet teen 'n verkeerde besluit ingaan. As jy vol is van die Heilige Gees, dan het jy die krag. Dan weet jy om op te tree teen die sonde. Hierdie gebed in Handelinge 4 vers 23 tot 31 is een van die werklike groot gebede wat vir ons opgeteken staan. En ten opsigte van die vervulling van die Heilige Gees lees ons in die eerste 4 hoofstukke van die boek Handelinge ten minste 7 maal van. So die vervulling van die Heilige Gees is nie eensklaps en dan is dit klaar en nou is jy heilige nie. Dit is om voortdurend met God te wandel. Eerstens die belofte van die Heilige Gees, ek gaan dit vir u noem, Handelinge 1 vers 8. Maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Tweedens, die vervulling van die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2 vers 4. Almal wat met die Heilige Gees vervul, almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. In die derde plek, die werking onder leiding van die Heilige Gees, Handelinge 2 vers 14. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. In die vierde plek, reeds met die doop wat die gelowiges ontvang het hulle die Heilige Gees as gawe ontvang. Handelinge 2 vers 38. Bekeer julle, dat elkeen van hulle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. In die vyfde plek was Petrus al reeds vol van die Heilige Gees toe hy voor die Joodse raad gepraat het. Handelinge 4 vers 8. Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê. In die sesde plek het die Heilige Gees ook reeds deur Dawid gepraat in die Ou Testament. Ons lees in Handelinge 4 vers 25. En eer deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, u dienaar gesê, waarom het heidennasies te kere gegaan en het volke sinlose planne beraam.
Soos iemand dink die Heilige Gees was nie in die Ou Testament nie. Hier getuig Petrus alreeds. Dawid het vol van die Heilige Gees sy werk gedoen. En in die 7de plek, ons teksvers, Handelinge 4 vers 31. Petrus en Johannes is weer eens vervul met die Heilige Gees. Nadat hulle gebid het die plek waar hulle by mekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het vrymoedigheid die woord van God verkondig. Broers, susters, kinders, nou kan jy vra, maar het ek die Heilige Gees? Hoe kan ek die Heilige Gees kry? Hoe kan ek vervul word met die Heilige Gees? Of is dit dalk net die professore by die teologiese skool, of dominees of ouderlinge? Hoe kan ek die Heilige Gees kry? Hierdie is nie teorie nie. Hierdie is letterlik die praktiese. Elke dag wat jy die woord lees en bid en waar jy besig is met God, ook in jou binnekamer, by huisgodsdiens, is jy besig om bidend die Heilige Gees opnuut te kry. Want die Heilige Gees werk deur die woord. Jy weet, daar is professore, ek praat nie van Potchefstroom Universiteit nie, van ander universiteite, professore in teologie, wat nie glo nie. Hulle ken die Bybel seker beter as ek, dis nie moeilik nie. Maar hulle glo nie. Want hulle lees die Bybel sonder om te bid, sonder om die Bybel te erken as die woord van God. Maar as ek en jy die Bybel lees en jy bid en jy vra, Here, maak die woord aan my bekend, vul my hart met die Gees, dan praat hy deur die Bybel, dan leer hy jou wat wil hy hê ons moet doen. Daarom in hierdie turbulente tye waarin ons leef, moenie bang wees nie. Petrus en Johannes is gevange geneem vir die woord, maar vol van die Heilige Gees het hulle met vrymoedigheid gepraat. En om vol van die Heilige Gees te wees, beteken nie noodwendig om in vreemde tale te praat of vreemde dinge te doen nie. Om vol van die Heilige Gees te wees, is ook om op 'n ordelike wyse te verstaan wat God in sy woord aan ons leer en om daarvolgens te lewe. Daarom die 10 gebooie. Dis nie maar aan Moses gegee toe die Heilige Gees nog nie uitgestort is nie, inteendeel. Die 10 gebooie is daar sodat ons ook dit as riglyn vir die dankbaarheid van ons hele lewe kan hê. Die woord en die Heilige Gees se werking en inwoning is onafskeidbaar van mekaar. Daarom is dit so belangrik om Bybel te lees, om die Bybel te bestudeer. En as jy nie die Bybel gereeld lees nie, dan is dit nie die Here se skuld as jy dalk sê, ek het nie die Heilige Gees in my hart nie. Maar as jy die Bybel lees en jy hoor wat God jou daarin leer, dan word jy al voller van die Gees. Dan weet jy al meer, wat wil die Here hê? Hoe moet ek lewe? Miskien is die probleem vandag dat die lewe te besig, te gekommersialiseerd geword het en dat ons nie meer tyd maak vir God nie. Miskien is dit so dat die duiwel ook rondloop en vir ons 'n gemaklike lewe gee. 'n Gemaklike lewe om warm huise te hê, warm klere,
om dalk in Suid-Afrika nog werk te hê. En dat ons so gemaklik lewe, dat ons geloof maar as vanselfsprekend aanvaar. En daarom is die kerke leeg. Maar as jy vol is van die Gees, is nie vir almal moontlik nie. Party het oud geword, party is siek. Daar is omstandighede. Hoekom mense ook nie Sondag kan kerk toe kom nie. Daarvoor het ons almal begin. Maar waar is 'n hele gemeenskap? En u moet dink, dit is net hier in Burgersdorp nie. Dit is orals oor. Orals moet die kerk stry teen sport, teen besigheid, teen ander sake op 'n Sondag. Miskien het ons te gemaklik begin lewe. Alles is oënskynlik in plek. Maar is daar erns? Is daar opregtheid voor God? Is daar werklik 'n dringendheid in my gebede om vol te wees van die Heilige Gees? Broers en susters, Petrus en Johannes en hulle medegelowiges het bymekaar gekom en gebid. Hulle het gebid dat God hulle die krag sou verleen, sou bemagtig. Hulle deur die Heilige Gees sou vervul om wat te doen? Dat hulle God se wil sou doen, sou lewe tot God se eer, en dat hulle kragtig kon getuig van God. Ja, Herodes en Pilatus het gedoen wat God vooruit beskik en besluit het, wat hulle moes doen. Ons lees in vers 27 en 28 van Handelinge, want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige kind Jesus, wat u gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. So waarvoor het Petrus en Johannes gebid? Nie vir verlossing van hulle omstandighede nie, nie vir ontsnapping uit Jerusalem uit nie, nie om te vlug nie, maar om vervul te word met die Heilige Gees, om God se werk te doen. Daarom in afsluiting, ons moenie in die eerste plek bid vir 'n gemaklike lewe nie. Maar ons moet bid vir krag en genade en die vervulling van die Gees om die taak wat God aan jou opgedra het met erns en ywer te kan uitvoer. So as jy boer, moet jy dit met erns doen, met toewyding. As jy onderwys gee, waar jy ook al werk, of as jy afgetree is, wat jy ook al doen, doen dit met ywer. As jy nog skool gaan, doen dit met ywer. Maar doen dit as 'n kind van God. God is steeds in beheer. Die kerk, God sal altyd sy kerk bewaar. Kerk sal nooit verdwyn nie. Ja, miskien denominasies, want daar's eintlik net een kerk, en dis die ware kerk. Is hulle wat waarlik in God glo, die Bybel lees en doen wat dit sê. Daarom, wyle Augustinus, en hy het geleef 400, 500 na Christus. Hy het 'n rowwe lewe gelei, Augustinus, as 'n jong man. Maar hy het tot bekering gekom. En hy het onder andere gesê, daardie jare, bid
asof alles van God afhang, en werk in die geloof, of alles van jouself afhang. As gelowige, werk kliphard tot eer van God. Daarom, broers en susters, om mee af te sluit, ons lewe in baie moeilike omstandighede. Die lewe word nie makliker nie. Maar ons moet al meer bid. Bid om vervul te word met die Heilige Gees. Nie om daardeur te sê, kyk hoe groot gelowige is ek nie. Maar om die Gees en die geloof te hê, om te sê, wat ek ook al doen, hoe ek ook al leef, ek werk tot eer van die Here. Mag God ons ook as gemeente daartoe lei. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons weet dat die Heilige Gees ons lei. Ja, reeds toe ons gedoop is, die meeste van ons as klein kindertjies of as volwassenes, dat ons gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dat U kinders uitkies. Maar Here, soos die apostels ook gedoen het, wil ons ook bid. Vul ons elke dag met die Gees, sodat ons al meer en meer kan glo, al vaster in die geloof kan wees, om ons dagse werk, om ons sport, ons ontspanning, wat ons ook al doen, te doen tot U eer. Ons wil nie net lewe nie, ons wil vir U lewe, want ons weet daar kom 'n dag, wat ons die volheid sal belewe, om by U te wees. Ja, om ook dit wat ons bely, een wese en 3 persone, om dit ten volle te verstaan, wat U ook dan aan ons sal openbaar. Ons bid vanmôre vir elkeen in die gemeente, hulle wat oud geword het, hulle wat ook daar in die DPO ouerhuis vir ons inluister, saam met ons deel in hierdie erediens. Ons bid vir hulle wat siek is by die huise. Ons dink in besonder aan broeder Abraham, wat nog baie pyn het. Ons dra hom aan U op. Broeder Frans, Suster Rita, ook die ander wat ons dalk nie by name noem nie. U ken elkeen se omstandighede. Maar ons bid ook, Here, dat ons wat nog gesondheid het en krag en werk, dat U ons so sal vul, dat ons hele hart en siel, ons gedagtes aan U wil wy, en met vrymoedigheid as Christene, as 'n lig in hierdie dorp sal lewe. Dat ons kinders by die skool 'n lig sal wees, 'n lig van hulle Christenskap. Wil U hulle in besonder ook versterk in hierdie tyd waarin hulle as jong mense nog keuses moet maak. Ons bid vir die onderwysers. Ons dra hulle aan U op. Die teologiese skool, Here, waar daar nuwe verwikkelinge is, en waar die aanslag teen die kerk ook fel is, versterk ons, Here, om onbeskaamd, onbeskroomd as Christene te mag lewe. Ons dank U ook vir hulle met wie dit goed gaan,
wat U ook ryklik seën. Ons dankie dat ons ook hier die komende week, Here, weer 'n kermis kan hou. Seën ons ook as gemeente om ook hier met ons hele wese U te loof en te prys. Om ook die koinonia, die gemeenskap van die heiliges te ervaar. Om saam te kan werk, saam te kan lag, saam te kan deel, in eensgesindheid, mekaar in liefde te kan help en te bedien, sodat U al die lof kan kry. Dankie vir elkeen wat ook 'n bydrae gemaak het, of dit nou materieel is, of medewerking, of in gebede. Ons bid ook, Here, vir ons as kerk. Wil U ons vashou? Ons bid vir die verkiesingsdag, dat alles ordelik en stigtelik sal verloop. Ja, Here, ons bid vir hulle wat verkies sal word, dat daar 'n nuwe ywer sal kom om in eerlikheid en waarheid korrupsie te bestry, om ook as regering hierdie land te bestuur tot U eer, want niemand sal dit kan doen as hulle nie van U die mag ontvang nie. O Vader, en ons bid al hierdie dinge omdat ons van U afhanklik is en ons bely voor U dat ons werklik nie altyd ywerig is nie, dat ons almal sondaars is in gedagtes, woorde en werke. Vergewe ons waar ons oortree en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. Broers en susters, nadat die diakens die liefdesgawes ingesamel het, gaan ons daarna saam sing uit Psalm 150, die eerste en die derde vers, ook as 'n lofprysing tot die Here. Loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer se groote mag in die hemel van sy krag. Ons sing vers 1 en 2, nadat die liefdesgawes ingesamel is. Ek het ook net vergeet, een van die afkondigings, Estelle Marx, het provinsiale klere gekry vir haar hokkiespan. Ons is baie dankbaar ook saam met hulle vir hierdie prestasie. Dankie. Loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer se groote mag in die hemel van sy krag, loof hom om sy moondhede
menigvuldigheid van sy mag en majesteit, voor sy troon en hier beneden. Loof God, dit is sy bevel, met die helder symboolspel. Loof hom met die klinkmetal van die vrolijke symbool. Die Heer en gee hom ere. Al wat kruip en roer en zweef, al wat asem het en leef, Halleluja, loof die Here. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan dan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal wees en bly. Amen.